Ja, die weer vandag lyk soos vleispryse die laaste tyd, donker. Jammer vir nog 'n video uit my bakkie uit, maar soos julle weet, dis mos nou maar 'n man se terapie om so te ry en te dink oor goed. Maar pryse van vleis raak tricky. Dit raak al hoe moeiliker op kleinhandelvlak om met kliënte daai gesprek te voer van hoekom is jou lam dit, hoekom is jou bees dit, en dit raak moeilik. Want 'n ou, jy het nie beheer oor dit is nou maar die wat in die mark aangaan op die oomblik. Maar ons het gesels daaroor, want vleis, en die besonder A-graad vleis, word nou iets wat amper net beskore is vir daai top 1% van die mark, wat hartseer is, want 'n ou probeer, jy wil vir almal iets bied, wat elke ou se sak pas. En dis moeilik, daai oom en tannie wat nou al soveel jare by jou kom, elke kwartaal 'n lammetjie koop, of 'n halwe lammetjie, daai gesprekke raak al hoe moeiliker. En as moet verstaan wat aan die gang is. Nou, dit is so dat baie vleis, ons aanbod, baie vleis word uitgevoer. En niemand kan ons nou 'n handelaar kwaadlik neem wat sy produk teen 'n buitelandse valuta kan bemark. Ek bedoel, ek probeer my wyn uitvoer om daai presies dieselfde rede. En enige van ons sou ons nou, as ons in daai posisie was, dit doen. Ek bedoel, maar ek wonder net wat van ons plaaslike mark, wat van die verbruiker in Suid-Afrika, ons mense, daar's ewige heffings, veral op rooi vleis, as jy vleis sou invoer hiernatoe, as iemand sou, vleis hiernatoe uitvoer, daar's redelike heffings wat ons plaaslike produsente beskerm, en ons plaaslike mark beskerm, wat wonderlik is, dis great. Maar nou gaan daar soveel van die plaaslike produsente, of ons produk, gaan buiteland toe, dat hier 'n tekort is, plaaslik, onder andere, die uitvoere, dis nie net dit nie, dat dit raak, ek weet byvoorbeeld, van die groot beesmanne daar bo in die noorde, is 600 tot 1000 beeste per week kort op hulle uitvoer aanvraag. So, dit stoot vleispryse plaaslik op bees. En ons weet ons nou lam gaan ook uit. So wat doen 'n ou? Van waantoe is dit op pad? Waar gaan dit? Jy weet, nou net in my 13 jaar of 14 jaar in die bedryf, dis die duurste wat ons nog betaal het vir lam of bees, skaap. Het ons al die tyd te min betaal? Was ons vleis al die tyd te goedkoop? I don't know. Is hierdie die nuwe prys? Is dit waar ons moet gewoond raak? Maar dis iets oor te gesels, voel ek. Want dit iewers moet dit stabiliseer, voel dit vir my. En waarna toe ons land se ekonomie op pad is, of reeds is eintlik, en op pad is, jy weet, soos wat aan die gang is met ons buitelandse, met ons rand se waarde, jy weet, invoere, grondstowwe of verpakkingsmateriaal, enige goed wat ingevoer word, raak nou duurder en insetkoste gaan op. So ek kan nie sien
hoe die prys sommer net gaan stabiliseer of sommer weer gaan goedkoper word hier. So wat is die alternatief? Wat se beskerming is daar vir die plaaslike verbruiker, wonder ek net? Ja, wat sal gebeur? Ek weet byvoorbeeld in Australië, ek het familie daar gehad, wat nou al terug is, en ek het nog vriende daar, en in Australië kal hulle, daar's boere wat hulle skaapkeel afsny, want hulle het nie 'n mark, hulle het nie groot genoeg mark, hulle het nie afset vir hulle produkkie. Jaag die skaap by kraanse af, want dit is net eenvoudig, dit maak nie sin, die onderhoud van die vee, as jy geen afset het nie, so dit maak nie sin nie. Nou, ek wonder net hardop, wat sal gebeur as hier nou Australiese skaapvleis, of Argentiniese beesvleis op ons mark beskikbaar sou wees? Sal jy dit koop? Ek kan nou nie dink, ek dink ek het al skaap of iets van Australië byvoorbeeld geëet, so ek het Argentynse bees geëet. Maar Australië is feitlik, ek bedoel, ons wat nou hou van Karoo vleis en vrylope, die hele Australië is omtrent Karoo, die outback is jy weet, dis huge. So is goeie gehalte, dis ook dorpers oorwegend en maar natuurlik is dit nou nie wat 'n ou wil hê nie, maar wat sal gebeur as hier plaaslik, jy weet, as hier nou Australiese lam of skaap bees uit 'n ander land uit hier bemark sou word, sal jy dit koop? Is daar 'n mark vir dit?